Goeiemôre gemeente. Het is lekker om almal van julle op hierdie lieflike sonskynoggend hier by ons te verwelkom met die sonlig wat so lekker by die vensters ook inval. Baie hartlik welkom vir almal van Ribe Kasteel wat vanoggend hier by ons is. Mense wat aanlyn inskakel, ons te vermoed daar so 'n bietjie onsekerheid of die internet goed werk. Maar as julle ons hoor, baie hartlik welkom ook hier by ons in die erediens. Saam met almal wat ek nou hier wil verwelkom, met ek twee vriende wat ek vanoggend graag hier wil verwelkom, Johan en Gerda Kemp. Ek en Johan was saam op die universiteit gewees, hy was 'n jaar voor my gewees. Ons was as studente saam op die studenteraad gewees by Tikkies, hy was studenteraadsvoorsitter gewees. En Johan, hoeveel jaar was jy nou predikant in Cornelia gewees al? 44 jaar. En hy is nog steeds predikant op een gemeente, Cornelia's in die Oos-Vrystaat. 'n klein dorpie. Johan het na 'n paar jaar in die gemeente eerste keer 'n beroep gekry en almal het aanvaar hy gaan die beroep aanvaar en weggaan. En toe hy nou die beroep bedank toe, hoor ek het die gemeente hande geklap. En 40 jaar later is Johan nog steeds daar. Johan gaan vanoggend vir ons ook die Christuskers aansteek. En 'n ander verbintenis is my en Johan en Gerda is dat hulle was die heel eerste paartjie wat ek in die huwelik bevestig het. Ek onthou nog my teks, dit was uit Exodus gewees, waar die Here vir Moses gesê het, jy gaan vir Aaron God wees en hy gaan vir jou 'n stem wees. Dit sê ons as mense verteenwoordig God by mekaar, maar ons gee ook vir mekaar 'n stem. Dis min of meer dit gewees, Johan, né? Maar baie welkom vir almal wat vanoggend hier is. Jessie van Kasteel gaan ook vir ons die Koninkryksverse net nou op die spesifieke tyd aansteek, om Kasteel ook te verteenwoordig. Baie dankie daarvoor, Jessie. Ons kyk na ons afkondigings. Die diens vanoggend, Matteus 21, ons lees ook 'n gedeelte uit Jesaja 5. Tema as God rekenskap vra. Ons deurkollekte wat vir Huis Bergsig hier by ons gaan. En daar's nie kinderkerk of tee na kerk vandag nie, of kinderkerk tydens kerk en tee na die tyd nie. Ons Willem-Makou jag is die 25ste Julie. Ons kondig dit nou maar af terwyl die mense van Kasteel hier is, sodat julle ook kan inskakel en saamkom Willem-Makou jag. Johan, dit gaan vir die boere, die Willem-Makou is vir die koringboere 'n verskriklike plaag. Maar ons vra vir mense om dit nie op hulle sosiale media te sit nie, want die natuurbewaringsmense kom op ons af as ons dit doen, maar ons moet iets doen aan die Willem-Makou, so dit is ons Willem-Makou jag. Verjaarsdag die volgende 2 weke, Lydia Leroux, die 17de, Lonet Genis ook, en dan verjaar Marisa die 19de, en Christian Jacobs ook die 19de, Karin van Sail die 21ste, Ansie Silje ook, en Stian Hanekom verjaar die 22ste Julie, en Irma Melan en Neil Swarts die 23ste. Irma, jy kan so lank, sy die suifstokkies, né? Vir jouself een vat, en gaan jy vir Marisa een vat, of Marisa dit kom haal? Jy sal Marisa sê, sy sal dit later by jou kry. Is daar nog iemand van Kasteel wat vandag of die volgende paar dae verjaar, wat ek dalk oorslaan? Dan die Lydia Leroux word 101. Dit is heeltemal iets. Ja. Dankie Jessie. Is daar nog 'n afkondiging, dink ek? Nog een? Ja, die res van die eredienste vandag hier by ons en dan volgende Sondag weer by Ribe Kasteel en daarvandaan ongelukkig skei ons weer en dan is ons weer elkeen op ons eie by die kerk op 'n Sondag. Vriende, ons sing ons wydingslied. Ons is nie maar net 'n klompie mense wat op 'n Sondagoggend by mekaar kom nie. Ons is saamgebring deur die Here self. En die Here sê, ek is by julle teenwoordig. Waar 2 of 3 in my naam vergader is ek by julle teenwoordig. En ons herinner mekaar daaraan om te sê, God is hier teenwoordig.
Heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Direk na die wydingslied word die Christuskers dan aangesteek. Vriende, die lig herinner ons daaraan dat die lig in die duisternis skyn, die lig van die evangelie, die lig van Christus, en dat die duisternis dit nie kan uitdoof nie. Kom ons staan en dan roep ons mekaar saam op tot aanbidding. Die gedeeltes in donker gedruk is die gemeente se response. Oor die troue liefde van die Here wil ek altyd sing. Vir ewig is u troue liefde gevestig. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en ek groet julle met genade en vrede. Amen. Ons loflied 3 verse uit lied 190.
Ons gaan nou ons geloof hardop saam bely. Ons glo in God die Vader, skepper van hemel en aarde, wie se koninkryk van geregtigheid, vrede en liefde vir ewig bestaan. Ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, wat die goeie nuus van die koninkryk verkondig het, en deur sy dood en opstanding die mag van die sonde oorwin het, en as koning oor alle dinge regeer. Ons glo in die Heilige Gees, wat die lewe van die koninkryk in ons werk, die kerk toerus om Christus te volg en ons stuur om tekens van God se heerskappy in die wêreld te wees. Ons sien uit na die volheid van God se koninkryk, wanneer Christus weer kom en God alles in almal sal wees. Amen. Julle kan maar sit weer. Here ons God, dit is vir ons 'n voorreg om hier by mekaar te wees. Hierdie lieflike sonskyndag, hierdie dag wat daar 'n rustigheid oor ons vallei neerdal. 'n Dag wat ons kan saamkom om U te aanbid, tot U lof te sing, om na U woord te luister, daaroor na te dink, om onsself opnuut aan U toe te wy. Here, is vir ons goed om te weet dat U self by ons is. Ja, altyd en elke dag, maar as ons so saam is op 'n baie besonderse manier. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid en in mekaar se teenwoordigheid kan ervaar hoe dat die Heilige Gees ons toerus. Hoe dat ons die saad van die woord kan ontvang en kan ervaar hoe dat U dit laat groei. En Here, hoe dat U ons in staat stel om met ons woorde en dade 'n verskil te maak in die wêreld waarin ons elke dag leef. En Here, dankie dat U so besig met ons bly, van geslag tot geslag, dat ons vanoggend ook woorde kan lees uit die Bybel wat oor eeue na ons toe kom. Wat oor eeue na mense toe gekom het, en wat altyd weer vir ons die lewende woord van God word. Here, dis ons verwagting vanoggend dat U self U woord lewend sal maak. Dat U dit vir ons betekenisvol sal maak. En dat U ons in staat sal stel om dit van harte deel van ons lewe te maak.
Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons lees twee gedeeltes saam vanoggend, een uit die Ou Testament, Jesaja 5, die eerste 5 verse, en dan gaan ons ook uit Matteus 21, so 14 verse saam lees. Jesaja 5 begin die profeet om te sê, ek wil oor my geliefde sing. My geliefde se lied oor sy wingerd. My geliefde het 'n wingerd gehad op 'n vrugbare heuwel. Hy het dit bewerk, die klippe uitgehaal en edeldruiwe daar geplant. Hy het 'n toring gebou in die middel daarvan en ook 'n giskuip daarin uitgekap. Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer. En dan van vers 3 af kom die Here self van die woord. Hy sê, daarom inwoners van Jerusalem en manne van Juda, besleg tog tussen my en my wingerd. Wat moet nog aan my wingerd gedoen word, wat ek nie reeds daarin gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, maar dat dit wilde druiwe gelewer? Daarom wil ek aan julle bekend maak wat ek aan my wingerd gaan doen. Ek gaan sy doringheining verwyder, sodat dit bewy word. Ek gaan sy gepakte klipmuur afbreek, sodat dit 'n vertrapte plek word. Ek sal dit 'n verwoeste plek maak. Het sal nie gesnoei en nie geskoffel word nie. Doringstruike en onkruid sal opskiet. En dan die wolke sal ek opdrag gee om nie 'n druppel daarop te laat reën nie. Dan kom die profeet weer aan die woord. Hy sê, ja, die wingerd van die Here, heerser oor alle magte, is die huis van Israel. En die manne van Juda is die plante waarin hy hom verheug. En dan lees ons in Matteus, hoofstuk 21. En dan is dit duidelik dat Jesus by hierdie gedeelte uit Jesaja aansluit as hy gelykenis vertel van die huurders. Luister na 'n ander gelykenis, sê Jesus. Daar was 'n grondeienaar wat 'n wingerd aangeplant het. Hy het dit omheind, 'n parskuip daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou. Toe het hy dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Toe die oestyd aanbreek, het hy sy slawe na die landbouers gestuur om sy opbrengs te ontvang. Maar die landbouers het sy slawe gegryp, een afgeransel, 'n ander een doodgemaak en nog een gestenig. Hy het weer ander slawe gestuur, nog meer as die eerstes. En hulle dieselfde met hulle gedoen. Uiteindelik het hy sy seun na hulle gestuur, met die gedagte dat hulle sal my seun met respek behandel. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam die. Kom ons maak hom dood en kry sy erfdeel in die hande. Hulle het hom toe gegryp, uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met daardie landbouers maak? En dan antwoord die gehoor, hulle sê vir hom, hy sal daardie slegte mense 'n aaklige dood laat sterf, en die wingerd aan ander landbouers verhuur, wat aan hom die opbrengs op die regte tyd sal lewer. Jesus sê vir hulle, het julle nog nooit in die skrif gelees, die klip wat die bouers afgekeer het, juist dit het die hoeksteen geword, van die Here het dit gekom, en dit is wonderlik in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal lewer. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en as dit op iemand val, sal dit hom vergrys.
Toe die leierpriesters en fariseërs Jesus se gelykenis hoor, het hulle besef dat hy van hulle praat. Hulle wou hom gevange neem, maar was bang vir die skare, omdat die hom as 'n profeet beskou het. Ons lees net tot daar saam. Vriende, ek het 'n kunswerk weer vir ons saamgebring. Die hele kunswerk word eintlik beslaan met so 'n reeks klipmure wat gepak is, plek nie meer behoorlik staan nie. Klipmure, kliptorings wat plek gebou is. Dis is 'n uitbeelding van hierdie twee gedeeltes wat ons vanoggend gelees het, die wingerd van die Here met op die manier van destyds 'n klipmuur rondom dit gepak. En dan staan mense wat besig is daar tussen die klippe. Jy kan nie sien of die wingerd enige vrugte gaan oplewer nie. En hier op die voorgrond lê 'n figuur duidelik vir dood daar gelaat. 'n Uitbeelding van hierdie gelykenis. Die landbouers wat die wingerd vernuweer, God wat die boer wat rekenskap vra, en dan elke keer iemand stuur om die oes te kom insamel, die opbrengs wat aan die eienaar behoort op te kom vra, en dan elke keer of afgeransel word of doodgemaak word, en uiteindelik die seun wat kom, en wat dan vir doodgemaak en daar sommer tussen die klippe gegooi word. Dit help my altyd om so 'n prentjie te hê, wat mense 'n uitbeelding gee van hoe die verhaal lyk, in jou agterkop af te sien, dit is wat jy jou moet voorstel. Enigiemand wat iets daar raak sien, wat dalk vir jou opval. Die wagtorings wat destyds in die wingerde gebou was maar om daar 'n wag gehou word, om te kyk of daar iemand is, wilde diere is, wat kom om die wingerd te verniel, of dat daar mense kom wat in die oestyd, in die donker, dalk die druiwe kom pluk voordat die boer dit self kan oes. En die klipmure was natuurlik ook om wilde diere uit te hou en die wingerd te beskerm. Het lyk my tog makliker om vandag met druiwe te boer daar nie. Mens hierdie klipmure hoef te pak nie, nee. Maar die uitdaging bly groot. Vriende, Jesus vertel hierdie gelykenis, en die indruk wat mens kry as mens die hele konteks daar lees, is dat Jesus eintlik baie kwaad was. Dis die laaste week van sy lewe. Die hoofstuk begin om vir ons te vertel dat hy sy intog in Jerusalem ingemaak het. Ons ken die verhaal dat Jesus is vir Paasfees in Jerusalem, en hy kom van Betanië, van buite van die ooste kant van Jerusalem, kom hy met sy disippels en met mense wat hom, al groter wordende skare wat hom volg, kom hy in Jerusalem in, en die mense verwelkom hom met palmtakke, met klere wat op die grond gegooi word, en hulle sing Hosanna vir die seun van Dawid. Groot verwagtinge waarmee die week begin. Maar dan verloop die week, en ek sien mens toenemend al meer konflik, al meer konfrontasie tussen Jesus en die mense van Jerusalem. Hy besoek die tempel, en hy is ontstel oor wat hy daar sien. Hy sien hoe dat mense uitgebuit word, met offerdiere wat ten duurste daar gekoop moet word, geld wat gewissel word, en dan wat die geldwisselaar verskriklike geld maak deur die geld wat gewissel moet word, en die gewone mense word uitgebuit, en Jesus is so ontstel daardeur, dat hy die tafels omgooi en die diere met 'n sweep uitjaag. Daar's eintlik pandemonium in die tempel, tot ontsteltenis van die mense wat daar in Jerusalem die verantwoordelik is vir die tempel en vir alles wat daar gebeur. Na die besoek aan die tempel is daar ook die verhaal van Jesus wat 'n vyeboom vervloek. 'n Simboliese handeling om te sê, die mense van God se volk is soos 'n vyeboom wat onvrugbaar is,
en wat nou al baie kanse gehad om te kyk of daar iets van die vyeboom gaan word, en dan vervloek Jesus die vyeboom, en hy die vyeboom verdroog. Dit is 'n simbool van Jesus se frustrasie, God se frustrasie met sy mense. En dan die res van die week lees ons van argumente wat mense kom om met Jesus te voer. Hulle probeer hom op elke manier met argumente in 'n hoek vastrek, moeilike vrae vra, probeer twiste uitlok, maar ons kan sien die konflik en die konfrontasie bou op. En die een vraag waarmee mense na hom toe kom, is met wie se gesag tree op? Waar kom jou gesag vandaan? Wie is jy om vir ons te kom sê wat ons moet doen? En onderliggend is daar die voorstelling, jy's eintlik maar iemand wat daar van die verre Galilea afkom, uit 'n streek wat mense nie veel respek voor het nie. En wie is jy nou om vir ons, hier in Jerusalem, hier by die tempel, hier waar die elite van die gemeenskap bymekaar is, wie is jy om vir ons te kom sê wat jy vir ons sê? En dan vertel Jesus hierdie gelykenis, om vir hulle te sê met wie se gesag hy optree. En hy begin om 'n verhaal te vertel wat baie duidelik aansluit by die gedeelte wat ons in Jesaja 5 gelees het. Julle het dit gehoor. Presies wat Jesus begin met die gelykenis om te sê, die boer het 'n wingerd gebou, 'n wingerd opgerig, hy het 'n mure gebou, hy het 'n toring opgerig, hy het die grond verhuur. Dit is 'n direkte verwysing na Jesaja 5. Jesaja 5 is 'n begin as so 'n ligte liedjie. Dit klink amper of dit so 'n liefdeslied gaan wees. Hy sê, ek wil sing oor my geliefde en sy wingerd. Maar baie gou kom mens agter dat alles nie wel is met daardie wingerd nie. En wanneer God aan die woord kom, God is duidelik die geliefde wie se wingerd dit is. As God aan die woord kom, dan spreek hy sy teleurstelling uit. Watter moeite het ek alles gedoen? Wat moes ek nog meer gedoen het? Ek het alles my energie ingesit om hierdie wingerd te versorg met die hoop dat dit iets sal oplewer, en dit het wille druiwe opgelewer. En dan eindig die verhaal om vir ons te sê, die wingerd is God se mense. Dis nie maar net sommer nog 'n wingerd nie. Die wingerd is God se mense. Hy sê dis die mense van Israel, die mense van Juda. Hulle is God se wingerd waarin hy moeite bestee het met die verwagting dat dit vrug gaan oplewer, dat dit 'n wonderlike opbrengs gaan bring, en die teleurstelling, dit bring 'n klomp wille druiwe voort. En nou neem Jesus hierdie selfde lied, hy neem hierdie lied, is amper sy teks vir daai geleentheid. Hy vat hierdie teks uit Jesaja 5 en hy pas dit toe op sy eie tyd en sy eie omstandighede. En as asof hy vir ons met die verhaal sê, God se wingerd, want die boer wat die wingerd verhuur, die voorstellings, dit is God se wingerd word nog steeds verwaarloos. God se wingerd word nog steeds verrenoveer. Nou, hy vertel die verhaal van hierdie huurders wat verantwoordelikheid het om die wingerd te verbou, en wanneer die boer sy mense stuur om die opbrengs, sy deel van die opbrengs te kom haal, dan word hulle sleg behandel, party van hulle word doodgemaak, en as hy eintlik sy seun stuur om verantwoordelik te vra, dan maak hulle die seun ook dood. En eintlik vertel Jesus hier die verhaal van die evangelie. Hy vertel die verhaal van God, wat sy mense aan mekaar toevertrou as ware. En as God kom om rekenskap te vra, hy stuur sy profete, hy stuur verskillende mense,
om rekenskap te kom vra, dan word hierdie mense of geïgnoreer of sleg behandel of doodgemaak. Uiteindelik stuur hy sy seun, en dis wat Jesus sê, dit is wat ek hier kom doen, is eintlik die vraag op die antwoord op die vraag, met watter gesag tree jy op? Hy sê, ek is die seun van God wat gestuur is, om die opbrengs van die wingerd te kom vra. Ek is die seun van die seun van God wat gekom het om te kom ondersoek instel na wat hier aan die gang is. En dan sê die verhaal dat die seun ook geslaan en hom doodgemaak. So die wingerd van God is in verkeerde hande. Dit word verinneweer, dit word wanbestuur. En as ons vra wie se skuld is dit, dan sien ons uit die verhaal self dat die fariseërs en die leierpriesters besef uiteindelik, hy praat met ons. Hy praat met ons wat die verantwoordelikheid het vir die wingerd van God, en hy sê, julle het al die mense wat God oor die jare gestuur het om rekenskap met julle te vra, het julle sleg behandel. Hier is ek nou om van julle rekenskap te vra, en julle is besig om my ook sleg te behandel, julle is besig om my met verwerping te beheen, en ek voorsien dat julle my ook gaan doodmaak. Maar dan ook aan die einde van daardie week gebeur. Die leierpriesters en die fariseërs besef hy is besig om sy vinger na ons toe te wys en te sê dit is julle skuld dat die wingerd van God besig is om te gronde te gaan. En as ons vra wie is God se wingerd? Wie is die wingerd van wie God praat? Dan help Jesaja ons om te sê die wingerd is God se mense. Dit is mense wat aan God behoort. Ons sou kon begin om te sê dit is eintlik die kerk en sy mense. Maar dit gaan ook oor mense wat potensieel God se mense is. Nie een van ons weet wie is op die ou einde God se mense nie. Wie behoort op die ou einde aan God nie. En daarom is die wingerd eintlik ook almal wat potensieel God se mense kan wees. En in die oogpunt wat ons kyk, moet ons eintlik sê alle mense is potensieel God se wingerd. Maar die wingerd gaan ook oor God se aarde. Het gaan oor die mense, maar gaan dit oor God se aarde. Dit is my baie treffend heel vroeg in die Bybel in Genesis 3, Genesis 2 word die verhaal vertel van die skepping van die eerste mens en die eerste vrou. En dan word vertel, God kom in die aand om in die tuin te wandel. God kom in die aand om in die tuin te wandel. Nou vriende, dit is wat die aarde is. Die aarde is God se tuin. God se wingerd. En waar God in die aand by wyse van spreuke kom wandel, om hom te verlustig in sy tuin, om hom te verlustig in sy wingerd. So die wingerd is ook God se aarde. En nou sê hierdie gedeelte, dat God se wingerd word aan mense opgedra, aan mense gegee om daarvoor verantwoordelik te wees. God gee aan mense verantwoordelikheid oor sy wingerd, hy gee vir mense verantwoordelikheid oor sy wêreld, hy gee vir mense verantwoordelikheid oor mekaar. Dit besef die leiers, die hoofpriesters en die fariseërs in hierdie verhaal. Hy besef Jesus praat van ons. Hy praat van ons as die mense wat verantwoordelik is vir hierdie wingerd van God. So dit begin met mense in leiersposisies. Om te sê mense in leiersposisies in die kerk en in die samelewing is mense wat verantwoordelik is, wat verantwoordelikheid van die Here ontvang vir die wingerd van God, vir die mense van God. Maar uiteindelik gaan dit nie net oor mense in leiersposisies nie. Dit gaan oor ons almal. Ek het net verwys na Genesis 3. Genesis 1, 2 hoofstukke vorentoe, word ook die skepingsverhaal vertel. En dan aan die einde, wanneer die mens geskape word, lees ons dat die verantwoordelikheid vir die aarde, om die aarde te bewoon en te bewerk, word aan alle mense gegee. So die verantwoordelikheid vir God se wingerd is ons elkeen se verantwoordelikheid. Ook ek en jy
wat vanoggend hier saam is, ontvang elkeen verantwoordelikheid vir 'n stuk van God se wingerd. En ook jy vra maar, wat beteken dit vir my? Dit beteken jou plaas, jou huis, jou besigheid, jou kantoor of jou klaskamer of jou spreekkamer, jou kombuis, jou slaapkamer. Dis alles deel van God se wingerd. Dis die stuk van God se wingerd waarvoor jy by die Here verantwoordelikheid ontvang. Daar waar jy elke dag bly, daar waar jy elke dag werk, daar waar jy elke dag besig is, daar is jy besig met die verantwoordelikheid wat die Here aan jou opgedra word. Dis nie jou plaas nie, jy is maar 'n huurder op God se plaas. Dis nie jou besigheid nie, jy word maar deur die Here vertrou met die besigheid. Dis nie jou kombuis, jou slaapkamer, jou lewe nie. Dis alles deel van die wingerd van God. En nou sê hierdie gelykenis, God vra rekenskap. God gee verantwoordelikheid, maar God vra ook rekenskap. Hy stuur die boer stuur sy slawe. As die slawe nie 'n sinvolle antwoord kry, dan stuur hy sy seun. En as die seun doodgemaak word, is die veronderstelling eintlik God self gaan nou kom rekenskap vra. Jy weet, as 'n mooi storie wat vertel word van Jan Smuts, wat Jan Smuts vertel het van die Griekwa kaptein, wat in die tyd wat die Griekwas 'n groot krisis gehad het die Griekwa kaptein gebid, en die Griekwas was gekersten gewees, en hy het gebid, sê, Here, ons het 'n groot krisis, en U moet ons help. Maar die slag moet U nie U kind stuur nie, die slag moet U sommer self kom. Dit is die voorstelling amper van hierdie gelykenis, nee, dat as die seun doodgemaak is, dan moet jy weet, God self gaan kom rekenskap vra. En God vra 2 vrae. Wat maak jy met my wingerd? En wat maak jy met my mense? Want die wingerd is nie die plek nie. Dit is nie die plaas, of die erf, of die besigheid, of dit of dat nie. Jesaja sê die wingerd is die mense. Wat maak jy met my mense? Dis die vraag wat aan elkeen van ons gevra word. Dis die verantwoording wat van elkeen van ons gevra word. Wat maak ons met die mense rondom ons? Wat maak jy met die mense naaste aan jou? Jou huismense, jou vriendekring, jou kollegas, jou werkers. Maar ook wat maak jy met mense wat dalk so bietjie verder van jou verwyderd is, mense wat anders as jy is, mense wat ander idees het as jy, mense wat ander taal praat, mense wat 'n ander kultuur het, of mense wat aan 'n ander sosiale klas behoort. Wat maak jy met vreemdelinge in jou midde? Ons die laaste paar weke weer baie sterk gekonfronteer met die teenwoordigheid van vreemdelinge in ons midde, né? En weer herinner aan wat die Bybel vir ons sê, dat jy moet goed wees vir die vreemdeling in jou poorte. Behandel hom soos een van jou eie mense. Dis ontstellend as mens sien hoe vreemdelinge soms behandel word. Deel van die ontsteltenis is om te sien dat wat gebeur in ons land het te doen met die desperaatheid van ander mense, né? Mense wat in ons samelewing arm is, wat werkloos is, wat sukkel om lyf en liggaam aan mekaar te hou. Ja, vriende, ons kan vingers wys en sê, ja, hulle wat regeer maak droog. Hulle moet aangespreek word, ja, hulle moet. Maar op die ou ende kom die vraag na elkeen van ons. Wat maak jy met God se mense?
Nie wat maak ek met my eie mense nie. Wat maak ek met die mense van wie ek hou en vir wie my maklik is om goed voor te doen nie? God vra, wat maak jy met my mense? En dan ken ons die woorde van Jesus wat sê, sover jy dit aan een van die geringstes gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Ek het nog 'n prent saamgebring. Ek dink wat die verhaal dalk bietjie meer ons verhaal maak. Weer die wingerd hier in die middel met sy muur om. Daar word gewerk in die wingerd, leere wat opgepak is om druiwe te pluk. Ou wat oor die muur gegooi word, wat ek om verantwoording vra het, en daar lê al 'n klompie ander mense se lyke en skelette daar. En die seun kom klop in die deur. En dan sê die verhaal vir ons, dis nie net 'n verhaal uit die ou tyd nie, dis ook die verhaal van ons tyd. Want die huis daar op die bult is maar 'n huis wat hier by ons ook kon gestaan het. En die bakkie waarmee die seun opgedaag het, kon maar enigeen van ons se bakkie gewees het. So die vraag vandag nog steeds aan ons, wat maak jy met God se wingerd? Wat maak jy met die verantwoordelikheid wat God aan jou toevertrou het? Wat maak jy met God se mense? Kom ons bid saam. Here ons God, dit is vir ons 'n groot gedagte om te weet dat U verantwoordelikheid aan ons toevertrou, verantwoordelikheid vir U wêreld. Dat dit wat vir ons elke dag verantwoordelik is, nie net ons eie dinge en ons eie sake is nie, maar dit ten diepste gaan oor U wêreld en oor U mense. En dat elkeen van ons uit U hand 'n stuk verantwoordelikheid ontvang. Verantwoordelikheid om die aarde te versorg, die verantwoordelikheid om na mekaar en na mense om te sien, die verantwoordelikheid om gemeenskappe te bou waar mense tot hulle reg kan kom, waar mense gelukkig kan wees. En Here, baie dankie dat U ons ook in staat stel om hierdie verantwoordelikheid na te kom. Maar Here, dit is ook vir ons swaar om na die wêreld en die mense rondom ons te kyk en al die nood raak te sien, die armoede, die honger, die werkloosheid, die soveel korrupsie en bedrog waarvan ons daagliks hoor, geld wat vermors word, gemeenskap, 'n land en sy mense wat op verskillende maniere verwaarloos word, verrenoveer word. Here, maar ons elkeen neem ook ons verantwoordelikheid vanoggend en sê, Here, help ons om waar ons kan 'n verskil te maak. Om nie net te wag vir ander om dinge reg te stel nie, maar om elkeen op ons eie terrein, binne ons eie kring, daar waar ons invloed het, daar waar ons iets kan doen, om te doen wat ons hand vind om te doen. Here, vergewe ons as ons baie keer net na ons eie belange omsien, as ons baie keer net vinger na ander wys, as ons baie keer maar net wag dat iemand anders iets sal doen, dat ons baie keer ook ons oë en ons ore sluit vir die nood van die wêreld rondom ons. Maar Here, baie dankie dat die Heilige Gees altyd weer ons oë oopmaak, altyd weer ons ore oopmaak, ons harte in beroering bring, ons verantwoordelikheid laat opneem en vir ons die toerusting gee wat ons nodig het om dit te kan doen. Here, baie dankie dat ons onsself vir hierdie dag en vir die week wat voor lê, met al die uitdagings wat dit inhou, al die probleme wat mag opduik,
al die geleenthede wat ons het, dat ons dit na U toe kan bring en sê, Here, help ons met dit waarmee ons besig is, elke dag. Help ons om so te lewe, dat ons getroue rentmeester sal wees. Dat ons sal doen wat ons kan, om U koninkryk sigbaar te maak, om U wingerd te laat groei, om U wingerd te laat vrug dra, en om die vreugde van die wingerd met mekaar en met alle mense te deel. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Here ons, Here, alles wat ons is en alles wat ons het, behoort aan U. En as ons vanoggend 'n klein deeltjie daarvan vir U bring, dan is dit om erkenning te gee dat alles aan U behoort. Here, wil U gee dat dit wat ons as dankoffer bring, dat dit ook 'n verskil sal maak in die koms van U koninkryk. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, kom ons staan en sing ons slotlied saam.
Vriende, ons spreek die seën van die Here oor mekaar uit. Die donker gedeeltes is weer die gemeente. Mag die Here ons seën. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn. Mag die Here sy gesig na ons toe draai. Amen.